Goeiedag. Hierdie is die voedselproduksie jaar 3, kwartaal 4 studienotas vir die eksamen. Goed, in die klas het ons hierdie notas behandel oor kosteberekening. Ek het hulle ook so vir in die klas behandel en ons het dit ook uitgedeel op die leerpapiere. So, as 'n inleiding by nommer 1 op bladsy 62, sê dit voedseldiensorganisasies is besighede. Daarom is bestuurders gewoonlik verantwoordelik vir die begrotings, kosteberekening, rekenings en winste. So jy moet vir my kan sê wat is 'n voedseldiensorganisasie. Die volgende koste moet in berekening gebring word as die finale prys van 'n resep of 'n gereg bereken word. Jou voedselkoste, jou arbeidskoste en oorhoofse koste. As ons dan kyk na die belangrike woorde, ek gaan net so 'n bietjie inzoom en kyk of jy nie beter kan sien dalk op jou skerm nie. Goed, daar is hy beter. Belangrike woorde het ons hier in 'n blok. 'n gereg word berei vanaf 'n spesifieke resep. En dan 'n resep, dit is die kombinasie van sekere bestanddele in spesifieke hoeveelhede berei volgens 'n spesifieke metode. Goed, dan kyk ons na voedselkoste, heel onder op jou bladsy. Voedselkoste bestaan nommer 1 uit jou eenheidkoste of jou koste van jou bestanddele. So hoeveel kos jou bestanddele wat jy koop? En as jy onthou in die klas, het ons na 'n skyfie gekyk. En op daardie skyfie het ek aan die linkerkant vir jou gesê, hoekom verander kos se prys? Dit is 'n veranderbare koste, aangesien dit verander ten opsigte van die volume van aankope, so in watter grootte jy aankoop. Op die skyfie sal jy onthou, ek het 2 prentjies gehad, gaan dit ook vir jou gee om te leer op jou studienotas, 'n klein pakkie van 500 gram suiker, en ek het vir jou 'n groot pak van 2,5 kg suiker. En ons het besluit dat die groter pak, so jou volume van aankope, hoe meer jou beslag aankoop, hoe goedkoper raak jou produk. So daarom is dit wys om in groot hoeveelhede aan te koop. Die kwaliteit van die produk, en dan die plek waar dit aangekoop is. Ons het gepraat oor die winkel op die hoek, en of gaan jy aankoop by 'n groothandelaar. En ook is die spesifieke bestanddeel beskikbaar. Byvoorbeeld die seisoen, op die skyfie het ek verwys na somer- en wintergroentes en vrugte, en dan spesifiek kom dit in daardie land ook voor. Dan bestanddele word selde aangekoop in die spesifieke hoeveelhede wat deur die resep vereis. So 'n resep sal dalk vra om net 5 aartappels te gebruik, maar dit gaan vir jou beter wees om 'n hele sak van 7 kg aartappels te koop. Daarom moet die eenheidsprys van elke bestanddeel eers bereken word. En ons gaan nou kyk na hoe bereken ons hierdie eenheidsprys. En ons het 'n hele paar keer ook geoefen in die klas. Ons gaan weer 'n paar oefen vandag op hierdie video. As jy dan gaan na bladsy 63, boaan, kyk ons wat bepaal jou resep se koste. So dit is die werklike prys van jou hele resep. Onthou op die skyfies het ek ook 'n prentjie van 'n pizza gehad. Pizza het byvoorbeeld 8 snytjies, hoeveel gaan die hele resep se koste wees? Bereken die eenheidskoste van elke bestanddeel in die resep. Tel al die pryse bymekaar om die totale koste van die resep te kry. Hierdie koste sluit nie oorhoofse koste of arbeidskoste in nie. Dis net wat kos die bestanddele. Dan het ons ook geleer in die klas hoe om die koste per porsie uit te werk. En dit is die totale koste van 1 bedieningsporsie. So ons het op die skyfie in die klas gesien, pizza het 12 stukke, hoeveel kos 1 stukkies van daai pizza. Hier in die notas
het hulle vir jou 'n hele melktaart gegee en ons wil weet hoeveel kos een snytjie van die melktaart. Die totale koste van die resep gedeel deur die aantal porsies verkry uit die resep is die totale koste van een porsie. Goed, nou kom ons by die berekening van voedselkoste uit. En hier gee hulle vir ons die formules op jou studienotas. Juffrou gaan ook elke keer vir jou in jou vraestel die formule gee, so jy gaan net die waardes moet invul. Jy hoef nie die formule uit jou kop te ken nie. Goed, ons het altyd gepraat van stap 1. So stap 1 werk altyd in dieselfde metrieke eenheid en dit kan dalk 'n moontlike vraag wees. Hoekom moet ons altyd dieselfde metrieke eenheid gebruik? So as die aankoop eenheid en die resep eenheid nie dieselfde is nie, moet een van die twee omgeskakel word sodat beide dieselfde is. So onthou, daar is 'n verskil tussen die massa, gram en kilogram. Onthou as ons na massa verwys, gebruik ons 'n skaal, né? En op 'n skaal weeg ons af of in gram of in kilogram. En ons kyk dan ook partykeer na die volume wat in 'n maatbeker afgemeet word en is of milliliters of liters. So as ons na ons wiskundige vergelyking kyk, moet ons altyd slegs in milliliters en liters werk of in gram en kilogram. Dit moet altyd dieselfde wees, soos wat hierdie boonste sinnetjie vir ons sê is. Wanneer die resep sê hy wil milliliters hê, maar in ons pakkie waar ons dit koop ons dit in kilogram. Dan gaan ons hierdie bewerking doen om alles na milliliters of alles na gramme toe te verwerk. Onthou, juffrou het ook vir jou bladsye uitgedeel waarop daar omskakelingstabelle is wat ons gebruik het in die klas. Goed, so hier in die boek sê hulle, byvoorbeeld, jou resep vereis dat jy 500 ml meelblom of koekmeelblom moet gebruik, maar die aankoopeenheid is 2,5 kg. Gebruik 'n omskakelingstabel en skakel 500 ml om na gram toe. Goed, want ons koop hom in kilogram en dan wil ons die milliliters, 500 ml wil ons weet hoeveel gram is dit. Goed, so hierdie blokkie met ons formule gaan juffrou vir jou in jou vraestel gee. So kom ons kyk gou as ek dit op 'n stukkie papier doen. Ek gaan gou my boek wegvat, dan doen ek hom vir julle. En dan gaan julle dadelik onthou wat het ons in die klas geleer. Goed, so wanneer juffrou dit in die klas verduidelik het ons gesê, ons maak altyd ons 2 streepies, met 'n maal en 'n streepie. Goed, en ons streepies het ons gesê beteken gedeel deur. Goed, nou kyk ons eers, wat wil ons resep hê? So in ons resep, vra hulle vir 500 ml koekmeel. Goed, dan gaan ons na ons omskakelingstabel kyk. So ek gaan nou hier vir jou skryf, dalk in 'n ander kleur pen, omskakelingstabel. En ons gaan kyk in watter kolom kyk ons. En ons kyk wat se gramme gaan hy vir ons daar gee. Goed. So nou werk dit soos volg. Jy gaan ook jou laaretjie by die huis hê, jou flipfoil, sodat jy uit jou flipfoil uit kan leer. En onthou, juffrou sal elke keer vir jou omskakelingstabel gee of die inligting in jou vraestel vir jou print.
Goed. Ek soek net gou vir jou 'n omskakelingstabel. Ek sien Grant het nie een in haar boek nie. Ons kyk na Alia se boek. Daar sy. Alia het hom hier in haar boek, as jy van gou vir jou uithaal. Dit is hoe jou omskakelingstabel lyk. As jy dit nou nog onthou, het juffrou dit vir julle so in die klas gegee. So ons gaan nou kyk, waar is kykflouer? En meeste van die kere as jy hierdie goed op jou eie by die huis wil gaan uitwerk en jy wil bak van die huis af, gaan jy hierdie op die internet kan kry. Jy gaan net intik conversion table for measurement, milliliters to gram, of jy gaan vir hom sê gram to milliliter. Goed, en dan gooi die internet altyd vir jou hierdie goed uit. Goed, so daar gaan ons nou kyk vir kykflouer. Onthou, belangrik, ons omskakelingstabel werk in 250 ml, 12.5 ml en 5 ml. Daar is op die internet ook ander milliliters beskikbaar, maar die meeste van ons resepte waarop ons werk is 250. Goed, so ons gaan kyk aan die 250 ml en hy sê vir ons koekmeel en daar gee hy vir ons hoeveel gram is 250 ml. Goed, nou moet ons gaan ons som doen. Ons som vra gewoonlik. Hoeveel milliliter vra ons resep? Goed, so jou resep vra 500 ml, dan skryf ons hom bo in. Goed, in watter kolom kyk ons van die omskakelingstabel? Ons het gekyk na die 250 ml kolom. Goed. Wat het ons kolom gesê? Hoeveel gram? Hy het gesê dit is 120 gram en ons sit hom altyd op 1. Goed, jy mag 'n sakrekenaar in hierdie vraestel gebruik. So, as jy dan in jou sakrekenaar sit 500 ml gedeel deur 250 maal met 120 gedeel deur 1 op jou sakrekenaar, en jy mag dit so uitwerk op 'n sakrekenaar, dan gaan hy vir jou sê 240 gram. Goed, onthou, dit is dan hoeveel gram 250 milliliter is. So kom ek sit hom nou net in 'n ander kleur dat jy mooi onthou. So, 500 milliliter koekmeel is gelyk aan 240 gram koekmeel. As ek dit op 'n skaal meet. Goed. Tweede bewerking wat ons moet kan doen. Dit is, onthou, om kilogram na gram of gram na kilometer of na milliliters of milliliters na liters om te skakel. Goed, so dit is nou weer hier in jou notas. Onthou, 1 kilogram is altyd gelyk aan 1000 gram en 1 liter is altyd gelyk aan 1000 milliliter. Goed, nou gaan ons na stap 2 toe, wanneer ons voedselkoste wil bereken. Bereken die eenheidsprys van elke bestanddeel deur die volgende formule te gebruik. Weereens, jy gaan die formule vir jou in die vraestel sit. Dit is gewoonlik jou eenheidsprys van jou bestanddeel, hoeveel vra die winkel, en dit is gelyk aan jou aankoopprys, maal met jou aantal eenhede vereis deur jou resep, gedeel deur jou aankoopeenheid. Goed, so hier het ons 'n hele paar van hierdie sommetjies gedoen. En juffrou het jou verwys na die volgende bladsy toe, om mooi te gaan kyk, hoe doen hulle hierdie som. Dit is op jou dokumente,
As jy omblaai na bladsy 64, het hulle daar vir jou 'n hele tabel gedoen van 'n hele resep. En ons het ook elkeen in die klas uitgewerk. So juffrou gaan gou dit vir jou ook as 'n voorbeeld hier op die dokumente aanbied. Goed, so ons het gekyk. Sê nou maar, ons wil weet, wat is die eenheidskoste van room? En hier in die tabel, gee hy vir ons al die inligting, as jy mooi na die opskrifte gaan kyk. Goed, so as ek nou 'n skoon papier vat, ek gaan nou so tussen die boek en my dokument spring. Goed, dan kyk ons so. Ons gaan altyd sê nou maar ons wil uitwerk hoeveel room gaan ek gebruik vir hierdie resep. Dan gaan ons kyk hoeveel vra die winkel vir ons room. Die winkel vra vir ons room R28,99. Hoe groot is die bottel room wat ons koop? Ons koop dit in 1 liter. So 'n liter room koop ons by die winkel vir R28,99. Goed, en ons resep vra dat ons slegs 250 ml room gebruik vir hierdie aardappelgereg. Goed, so hoe gaan ons sommetjie lyk? Ons gaan dan altyd eers sê, hoeveel koop ons dit voor? So dit is daardie R28,99. Dan gaan ons dit maal met hoeveel vra ons resep. So dit is gewoonlik daai ene. Hoeveel vra ons resep? So resep wil net 250 ml hê. En ons deel dit altyd deur hoe groot is die verpakking. So ons het dit gekoop in 1 liter. Goed, onthou altyd 1000 ml is gelyk aan 1 liter. Goed, so daai 1 liter kan ons sommer klaar sien, gaan 1000 ml wees, en omdat ons daar milliliter het, bo, moet ons onder ook milliliter hê. So ons gaan daar vir hom skryf 1000 milliliter. Goed, en nou is dit maklik. Jy gaan in jou sakrekenaar, gaan jy vir hom sê 28,99 maal met 250 gedeel deur 1000 is gelyk aan, en dan gaan hy vir jou die antwoord gee, en dit is R7,25. Goed, so nou het ons uitgewerk dat 250 ml room, wat ons in hierdie resep gaan nodig hê, kos ons R7,25. Goed, so wanneer jy die koste van 'n hele resep moet doen, gaan jy soos op bladsy 64 elke bestanddeel in jou resep lys, en jy gaan vir elke liewe bestanddeel wat in jou resep is, gaan jy hierdie sommetjie doen. Goed, so jy doen vir elkeen 'n sommetjie, en dan kan jy die totale, as jy almal dan uitgewerk het, kan jy al die totale bymekaar tel, onthou jy het jou sakrekenaar by jou, en jy kan die totale resepkoste, so hoeveel gaan dit jou kos om hierdie gereg te maak, is dan R20,95. So jy gaan dan uitwerk hoeveel kos dit jou. Goed, dan
jou aantal porsies, so op 'n resep sê daar gewoonlik hoeveel, hierdie resep is byvoorbeeld 'n prei en peersop, op die meeste resepte staan daar dat die resep 4 porsies maak, en dan kan jy sê R20.95 gedeel deur 4 is R5.24 per porsie. So jy gaan vir my in die vraestel so ene moet kan uitwerk. In die klas, tydens hersiening, gaan ek vir jou 'n hele paar van hierdie resepte gee. As dit bekend lyk, dit is in jou werkboek. En ek gee vir jou die aankoopprys en ek gee vir die prys en die bestanddeel. Hierdie is byvoorbeeld piesangbrood. Gaan kyk weer in jou boek hoe ons elkeen uitwerk, hoe ons hierdie proses doen, sodat jy op die ou einde jou totale resepkoste kan uitwerk en kan uitwerk hoeveel is jou porsie per kop. Goed, so jy gaan asseblief vir my teruggaan na jou werkboek toe en weer so na hierdie opdrag kyk wat ons in ons werkboeke gedoen het. Goed. So juffrou verwys net weer, dit was stap 3 wat ons nou maar gekyk het. Stap 4 is dan, deel die totale koste van die resep deur jou aantal porsies, gelewer deur die resep om die porsiekoste te kry. En dan verduidelik bladsy 64 vir jou. Daar is hy hierdie oefening wat ons in die klas gedoen het en die bewerking wat juffrou sopas vir jou op hierdie video gewys het. Goed, vir ekstra oefening kan jy die massa bereken, so dit moet jy in gram gaan bereken, hulle gee vir jou milliliters, en jy moet na gram gaan kyk, gebruik jou omskakelingstabel wat in jou boek is, en verwys terug na jou werkboek waar ons dit geoefen het. Goed, laaste bladsy, maar met die minste nie, is daar nog 'n paar goed waarna jy moet kyk, wanneer jy die prys uitwerk, sodat jy seker is jy maak 'n wins aan die einde van die dag, wanneer jy iets van die huis af maak en verkoop, of jy het 'n klein besigheid, en sê nou maar jy bak scones van die huis af, of klein koekies van die huis af, waarna moet jy nog kyk? Sodat jy seker maak, jy maak 'n wins. So vir dit verwys ek jou terug na bladsy 65, en hierdie is definitief vir my baie belangrik. Jy gaan ook daar gaan van jou verwag word om hierdie bullets uit jou kop uit te ken en dit te kan neerskryf. So, chefs is verantwoordelik vir voedselkostekontrole en moet dus baie bewus wees van die hantering van voedsel. Voedselkoste kan gekontroleer word deur die onderstaande versigtig te bestuur. Goed, so jy gaan kyk na jou tipe spyskaart, jou aankope en bestellings, waar koop jy aan? Is dit op 'n plek wat vir jou goeie pryse gee? Ontvang jy jou voorraad reg? Hou jy die koue ketting byvoorbeeld, sodat wanneer jy melk en 'n room en suiwelprodukte koop, dit dadelik in 'n yskas gestoor word en nie gou suur word nie? Jy moet kyk na die berging van jou voorraad, sodat jy dit maksimaal lank genoeg kan vars hou. Jou uitreiking van voorraad, dat mense nie voorraad vermoors nie, sodat jy net genoeg uitreik of uit jou stoor uitgee. Kombuisprosedures soos akkurate afmeting, prosesering en gaarmaak van voedsel, tot standbring van standaard posisies en goeie porsiekontrole. Porsiekontrole baie belangrik. As jy byvoorbeeld soos in die Kersmark jou slaaie al hoe groter en groter en groter maak, beteken dit jy verloor bestanddele en op die einde verloor jy geld wanneer jy te veel kos in 'n bord sit of jou porsie te groot maak. Jou kombuisafval, vir my oormatig gesny of skilverlies,
kyk na krimping en afval en dan kyk na jou verkope en diens. Goed, nog 'n baie belangrike deel wat ek in die vraestel kan gebruik vir lang vrae is jou arbeidskoste. Arbeidskoste mag salarisse en lone van personeel, personeelversekering of akkommodasie, dis blyplek en opleiding insluit. Hierdie koste is vaste koste, omdat permanente personeel vasgestelde salarisse en lone betaal word. Die koste van deeltydse personeel wat gebruik word vir spesiale funksies sal ingesluit word as deel van die veranderlike koste. So dit is koste wat dalk oor Desember maande stel jy ekstra mense aan omdat daar ekstra funksies is en of jy baie meer besig is as normaal. So dis hoekom daardie koste veranderlik is. Goed, baie belangrik. Arbeidskoste kan verdeel word in 2 dele. Die een deel is jou direkte arbeidskoste. Jy moet hierdie uit jou kop uitken. Salarisse en lone van chefs, jou kelners en jou skoonmakers. So dis direkte arbeidskoste. Dan indirekte arbeidskoste is jou salarisse en lone van bestuurders en salarisse en lone van administratiewe personeel. Goed, laaste, kyk ons na oorhoofse koste. Goed, en hier is 7 goed wat nogal belangrik is. Bullets onder bladsy 65, dan gaan dit oor na bladsy 66. So oorhoofse koste. Hierdie term verwys na uitgawes wat verband hou met die suksesvolle funksionering van 'n besigheid en kan die volgende insluit: huur van eiendom, so huur van jou winkel, huur van jou restaurant, huur van jou kombuisgebou, jou belasting wat jy jaarliks moet betaal, jou toerusting wat jy moet aankoop. En dan kan jy ook kyk, bo op bladsy 66 gaan dit aan, water en elektrisiteit of gas, as jy op gasstoof kook, jou skoonmaakmateriale, skottelgoed, seep, jou skryfbehoeftes wat jy nodig het, jou pos- en telefoondienste, dit is dan tipies soos jou wifi, jy bied partykeer ook wifi gratis aan vir jou kliënte, en jou advertensies. Goed, so hierdie bullets op bladsy 66 en 65 moet jy baie goed ken. Dan hier, in sekere gevalle hier besighede addisionele personeel vir groot funksies en hulle hier selfs toerusting, eetgerei en breekware as hulle nie genoeg van hulle eie het nie. Hierdie koste moet ingesluit word in die totale kosteberekeningsoefening. Goed, so sluit hierdie hoofstuk af deur te sê, die werklike koste van 'n gereg is nie net jou voedselkoste wat ons uitgewerk het nie. Jy moet 'n persentasie bysit vir jou arbeidskoste en jy moet 'n persentasie by jou prys bysit vir oorhoofse koste. En slegs as jy al hierdie kostes bymekaar getel het, kan jy weet wat is jou werklike koste van jou gereg en slegs daarna kan jy 'n persentasie wins bysit om seker te maak jy maak 'n wins in jou besigheid. So gaan terug asseblief na jou werkboek toe, gaan kyk na die hersieningsoefeninge wat ons gedoen het. Ek kan hulle nie almal hier plaas nie, anders is ons video te lank en te groot. Ek het ook vir jou 'n ekstra aktiwiteit bygesit. Waar daar berekeninge gedoen kan word en waaroor daar 'n paar vrae gevra kan word. Dit is ook 'n goeie idee om dit vir jouself uit te werk wanneer jy oefen vir die vraestel. Lekker leer, ek sien julle volgende jaar in jaar 4.